Goedemorgen allemaal, goedemorgen allemaal. Vandaag is dit die 5de Sondag na Paasfees, Vulgate, met ander woorde, vra of bid. Die vers vir die week staan in Psalm 66, vers 20. Die lof kom God toe, wat my gebed nie afgewys en sy trou nie van my weerhou het nie. Die kollekte vir 21 April was R6.128, waarvan die kinders R597 bygedra het. Vandag sal kollekte saam met ons vir jeugwerk in die Noord-Dekanaat in. Eerskomende donderdag aand, 7 uur, sit die Hemelvaart erediens.
Himmelfahrt Gottesdienst am kommenden Donnerstag, 7 Uhr abends. Volgende Sondag, 12 Mei, is dit weer 'n nagmaal erediens wat Theo Jekyll hier in Kroondal op die gewone tyd sal lei. Onkel Konrad Voges ist am 25. April heimgegangen. Er war 93 Jahre alt. Herzliches Beileid nochmal an Jürgen, Reinhold, Jochen, Anne, Sven und den Rest der Familie. Wir werden ihn auf jeden Fall in Alt-Kroondal und auch hier in der Gemeinde sehr vermissen. Ik wil u vra om op te staan en met 'n minuut van stilte aan onkel Konrad en sy familie te dink. Dankie. In die preek vandag hoor ons ook van Rogate. Ons hoor oor die Israelitiese volk wat die goue kalf aanbid en van Moses wat daarna met die Here in gebed daaroor praat. Wat leer ons daaruit is maar soos altyd die vraag: kan ons in 'n gebed God se planne oor iets in ons lewe, in ons wêreld vandag verander? 'n Mens sou tog dink dat God se planne vas is. Detlef gee in sy preek antwoorde op hierdie vraag. Luister gerus mooi na hom. Laat ons dan nou hierdie erediens in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees vier. Amen. Ons sing die erste Lied. Wir singen das erste Lied, Seid nicht bekümmert. Fröhlich und natürlich aus voller Brust. Ons vier hierdie erediens in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons hulp is in die naam van die Here. Laat ons God loof deur saam te bid uit Psalm 129. Antwoord asseblief met die swart gedrukte reëls. Red my van jongs af swaar verdruk.
Dit moet Israel sê. Hulle het van my rug 'n ploegland gemaak en daar lang vore opgetrek. Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, soos dit was in die begin, is en steeds sal wees, by van ewigheid tot ewigheid. Antwoord asseblief op die oproep, Heer ontferm u, deur te sing Kyrie eleison, die melodie is uit die Oekraïne. Laat ons bid. Here, Hemelse Vader, u wag op ons gebed. Ons weet egter nie wat ons moet bid nie. Bid en dank het ons moeg geword. Help ons swakhede op deur u Gees. Heer, ontferm u. Here Jesus Christus, u het aan ons beloof dat ons sal ontvang wat ons in u naam vra. Leer ons om reg te bid, sodat ons alle hulp van u verwag en u naam loof, solank ons lewe. Christus, ontferm u. Here God, Heilige Gees, u kan mense harte beweeg om goed te doen. Gee dat ons deur u, o Heilige Gees, erken wat reg is en dit onder u leiding tot uitvoering bring. Heer, ontferm u. Eer aan God in die hoogste hemele. Die Here is met julle. Laat ons bid. O Heer, ons bid u, verhoor genadiglik ons smekinge en verleen aan ons almal dat ons hart en gemoed vir die gebed gereed mag wees en dat ons u in geloofsvertroue onophoudelik mag aanroep, sodat ons die hulp van u getroue beskerming deelagtig mag word. Deur ons Here Jesus Christus, u Seun, wat met u in die Heilige Gees leef en regeer van ewigheid tot ewigheid.
Amen. Die epistellesing staan in 1 Timoteus 2, die verse 1 tot 6. In die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, dankseggingen gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis en die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Hier eindig die lesing. Die lesing staan in Lukas 11, vers 1 tot 8. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê dan: Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree, en laat ons nie in versoeking kom nie. Verder sê hy vir hulle: Sê nou een van julle het 'n vriend en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra: Vriend, leen my bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af: Moet my nie lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders en ek is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Jesus sê toe: Ek sê vir julle,
Al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou om te vra nie. Hier eindig die lesing. Saam lei ons geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die doderyk, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die dode en die ewige lewe. Amen. Nou, kom vorentoe asseblief, kinders. Moet ek kyk? Julle gaan kinderkerk toe. Waaroor gaan julle praat? Dat julle altyd God moet volg. Hoekom is dit belangrik om God te volg? Dis soos met die lig. As jy in die donker loop, is dit belangrik dat jy die lig voor jou skyn, sodat jy weet waar jy moet trap. En dit is ook belangrik om iemand te hê wat vir jou wys watter pad jy moet loop. God is iemand wat 'n lig vir ons skyn en wat vir ons wys watter pad ons moet loop. Nou bid ons dat julle deur God geseën word by julle kinderkerk. Wie wil die lig dra? Wil jy? Okay. Daar sy. Mag God julle seën in julle kinderkerk, mag hy by julle wees en vir julle sy woord gee, sy woord van liefde en genade, sodat julle sy lig mag ervaar. Amen.
Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en ons Here Jesus Christus, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Here, seën uw woord vir ons. Uw woord is lig en lewe, 'n lig vir ons pad, 'n lamp vir ons voet. Laat uw woord deur ore, deur verstand, in ons hart indring. Amen. Ek lees die preekteks vir vandag uit Exodus, hoofstuk 32, die verse 7 tot 14. Die Here het vir Moses gesê, gaan af, want jou volk, wat jy uit Egipte land laat optrek het hulle wangedra. Hulle het gou weggedraai van die pad wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak. Hulle het voor die kalf in aanbidding gebuig en offers daarvoor gebring. Hulle het gesê, dit is jou gode Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Die Here het ook vir Moses gesê, ek het hierdie volk deurgekyk. Hulle is inderdaad 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou met rus, sodat my toorn teen hulle kan ontbrand en ek hulle kan vernietig. Ek sal jou dan 'n groot nasie maak. Moses het egter die Here sy God goedgesind probeer stem en gesê, waarom, Here, moet u toorn brand teen u volk, vir wie u uit Egipte land gelei het met groot krag en 'n sterk hand? Waarom sou die Egiptenare sê, met 'n bose plan het hy hulle uitgelei, om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af uit te delg? Laat vaar uw brandende toorn en kry tog spyt oor die onheil teen uw volk. Dink aan Abraham, Isak en Israel, uw diensknegte, vir wie u by uself gesweer en vir hulle gesê het, ek sal julle nageslag so baie laat word, soos die sterre aan die hemelruim. En hierdie hele land wat ek gesê het, ek vir julle nageslag sal gee, sal hulle vir altyd as erfdeel ontvang. Die Here het toe spyt gekry oor die onheil wat hy gesê het hy sy volk sou aandoen. Tot sover. Sit asseblief. Liewe gemeente, die Here, God, Jahwe, ek is wie ek is. Die God van Abraham, Isak en Jakob, het die geskreeu van die afstammelinge van Jakob in Egipte gehoor. Deur Moses het hy hulle met magtige hand en met kragtige dade uit Egipte bevry. Toe hulle tussen die Rietsee en die leerskare van die Farao was, het hy 'n pad vir hulle oopgemaak. Toe hulle nie water gehad het nie, het hy water uit 'n klip laat vloei. Toe hulle nie kos gehad het nie, het hy vir hulle manna en kwartels gegee. Teen vyandige stamme het hy hulle oorwinning gegee. Hy het soveel bewyse van sy mag, sy liefde, sy guns vir sy volk gegee. En tog het hulle weer en weer gemurmureer en gesê, hoekom het jy ons uit Egipte gebring om hier in die woestyn te sterf? Maar weer en weer was God genadig en het hulle uitkoms gegee. En nou is hulle by die berg van God, by Sinaï. God het eers vir hulle die 10 gebooie gegee, en toe het hy vir Moses geroep om bo op die berg alleen die hele wet, die wegwysing van God te ontvang.
Julle onthou die 10 gebooie, né? Dit begin met geen ander gode, geen beelde. Dit is alreeds vir die volk gegee. Nou is Moses daar bo op die berg en die volk onder. Bo op die berg is dit duister, wolke, daar's aardbewings gewees. Die volk was baie bang gewees vir hierdie God wat so groot mag op die berg geopenbaar het. Moses is lank weg. Die volk begin bekommerd raak. Sal Moses ooit weer afkom? Hy is daar waar die aardbewings vandaan kom, waar die weerligstrale slaan, waar die donderweer is, in die donker wolke. Is hy miskien dood? En wie sal ons nou lei? Waar het ons 'n teken van die teenwoordigheid van God? Moses was dit vir ons gewees. Ons het tog iets nodig om God te verteenwoordig. So in die niks in bid, hoe kan ons dit dan doen? Hulle laat Aaron 'n standbeeld maak, van goud. 'n standbeeld van 'n bul, die grootste, sterkste makdier. Hulle wil in hierdie beeld nie 'n ander God aanbid nie, maar hulle wil in hierdie beeld God, wat hulle uit Egipte gelei het, Jahwe, die een wat hom in Moses geopenbaar het, hulle wil daardie God in hierdie beeld sien. Maar, bo op die berg, is God ontbrand van toorn. Juis het hy vir die volk gesê, moenie ander gode aanbid nie, moenie beelde maak nie, en hier maak hulle 'n beeld en aanbid dit. Halstarrig is hierdie volk. Soveel het God vir hierdie volk gedoen, en keer op keer kan hulle net murmureer en kla, en God het dit weer en weer en weer verduur, en weer gehelp, en gelei, en nou is sy geduld op. Dis die einde. Net het ek vir hulle gesê, geen beelde nie, en daar maak hulle 'n beeld. Ek kry dit nie reg, om die harte van hierdie volk te verander nie. Ek moet weer voorbegin. Ek sal 'n nuwe volk maak, deur Moses. Maar Moses praat met God. Hy maak nie verskonings vir dit wat die volk gedoen het nie. Hy sê, wat sal die volkere sê? Wat van u beloftes, God? Is dit die beeld wat u van uself laat wil uitdra, dat u volkere vernietig? Dit laat God van plan verander. Ek dink 2 dinge is belangrik om uit hierdie teks saam te onthou. Die een ding is, God het toornig geword omdat die mense 'n beeld gemaak het. Hoekom? Hulle wou tog nie 'n ander God aanbid nie, maar hulle het gevoel hulle het iets nodig gehad om aan vas te hou. Waar is Moses? Ons het aan hom vasgehou. Maar nou het ons 'n beeld nodig om aan vas te hou. En presies dit was die probleem. Want kyk, wat hulle eintlik wil hê, is iets om God aan vas te hou. Hulle wil 'n handhaafbare God hê. 'n God wat jy aan die hand kan neem en waar jy weet, hier het ek nou God. En dit is wat mense deur die eeue gereeld en altyd weer in hulle religie probeer kry. 'n God wat handhaafbaar is, wat ek kan vashou. 'n God wat ek in my hand kan hê en wat ek voor my eie karretjie kan span. Soos 'n bul
'n bul wat jy kan inspan voor jou kar, voor jou ossewa, voor jou ploeg. Ons wil God weer en weer vir ons doeleindes gebruik. Ons wil 'n God hê wat ons gebede, ons behoeftes, ons pad vir ons wil gee. En ons probeer God manipuleer sodat hy dit doen wat ons wil hê. Hoeveel van ons gebede is nie gebede wat probeer om God te kry om dit te doen wat ons wil hê nie. God laat homself nie vasvang nie. God weier om in 'n standbeeld of in 'n plek of aan 'n gemeenskap vasgebind te word. God is vry. God doen God se wil. As ons mooi luister na dit wat Jesus vir sy disippels geleer het, waarmee begin onse Vader? Laat u ryk kom, u wil geskied. Dit is die eerste ding. Die mense probeer om God vas te vang en handhaafbaar te maak en 'n hef aan God te kry, om hom te kry om dit te doen wat ons wil hê. En God weier. Hy laat homself nie inspan soos 'n bulkalf voor ons karretjie nie. Maar Moses, as hy met God praat, doen presies die teenoorgestelde. Moses het nou van God gehoor, hy gaan die volk vernietig en uit Moses 'n groot volk maak. En Moses kon maklik gesê, okay, dis mos wonderlik, dan is ek mos die belangrikste persoon. Ek is dan die ene van wie die volk afstam. Dit sal nie meer Israeliete wees nie, dit sal nou Mosiete wees. Ek sal die stamvader wees. Dis mos goed vir my. Ja, Here, gaan maar aan. Ek sal nou die belangrikste persoon wees. Maar Moses dink nie aan homself nie. Moses dink nie eers aan sy broer en suster en vriende daaronder nie. Hy probeer nie verskonings maak vir wat Aaron gedoen het nie. Hy probeer nie verskonings maak vir wat Miriam gedoen het nie. Hy probeer nie vir God sê, ag God, kry hulle tog jammer nie. Hy dink eerste aan God. Wat sal van God se naam word as God hierdie mense doodmaak? Hy dink nie aan homself nie. Hy dink nie eers aan die volk nie. Hy dink op die eerste plek aan God. Dit is hoekom God dan luister na hom. God luister na gebede wat in sy naam, waar ons nie om God voor ons karretjie inspan nie, maar waar ons op God ten eerste konsentreer. God laat homself tot barmhartigheid omstem. Wat sê hierdie storie vir ons? Ons maak tog nie bulkalvers van goud en bid hulle aan nie. Ons het nie die goud nie, anyhow, maar ons maak nie standbeelde meer wat ons aanbid nie. Is dit so? Maar probeer ons nie ook af en toe so 'n handvatsel op God te kry nie. God op 'n of ander manier vas te maak sodat hy ons karretjie moet trek nie. Maak ons God nie miskien vas aan plekke of leerstellings of gemeenskappe
of instellings nie. Sê ons nie miskien vir God in ons harte, God, omdat ons so lank al hier aan U, tot U bid, is U tog verplig om daardie rede dit te doen wat ons nou vra. God is vry. Ons kan God nie voor ons karretjie sit nie. Ons kan nie God vir ons doeleindes aanwend nie. Nee, waar ons probeer om God vir ons doeleindes te gebruik, onttrek God hom van ons. Maar daar waar ons God voorop stel, waar ons ten eerste aan God dink, waar ons gebede werklik in die naam van Jesus, en dit beteken nie net dat ons dit sê nie, maar ook dat ons ten eerste aan dit dink wat Jesus wil hê, wie Jesus is. Daar waar ons aan God ten eerste dink, daar sal ons gebede verhoor word. En daar kan ons selfs God se mening, God se intensie, God se bedoelings verander. Nie om God voor ons karretjie te sit nie, maar daar waar God se weg, God se projek, die voorop intensie is, daar kan ons self God se mening verander. Dink 'n bietjie na oor wat julle bid. Is julle bede lang lyste van dit wat God moet doen vir julle? Of dink julle aan dit wat belangrik is vir God? Vandag is Rogate Sondag, bid Sondag. Ons kan gebede na God toe bring, ja, maar onthou, ons gebed is nie 'n manier om God voor ons karretjie te sit nie. Ons gebed is 'n manier om ons in God se wil in te stem, om deel te word van die groot projek van God, waar ons God nader in gebed, waar ons God aan sy barmhartigheid, sy beloftes, sy toewending tot ons mense herinner. Daar hoor God ons in alle vryheid wat hy bewaar, en in alle liefde en barmhartigheid antwoord hy ons gebede. Daar waar ons deel word van God se wil, U wil geskied, daar ervaar ons ook dat God ons sy vrede gee, sy vrede wat ons verstand ver oortref. Hierdie vrede mag julle harte en julle verstand bewaar in Christus Jesus tot ewige lewe. Amen.
Laat ons bid. Ons staan voor u, God. Ons staan hier, een vir almal. Ons praat woorde oor u. Mense gebruik u vir hul eie doeleindes. Hulle gebruik u naam ydelik. Hulle koester hulle krag. Hulle dink aan hulle moraliteit. En tog is hulle nietig. Mense beskou hulle self as die maatstaf van alle dinge. Ons staan voor u, God. Vir al hierdie mense en word stil. Ons staan voor u, God. U is hier vir almal. Ons staan hier vir die mense wat ons nie in hulle nood sien nie. Vir wie ons nie deernis kan voel nie. Ons staan hier vir die mense wat ons vergeet en onderdruk het. Vir die onsigbare voor ons. Ons staan voor u vir die mense wat wag vir redding. Ons staan voor u vir die mense van Sentraal-Afrika en Gaza en Israel en Oekraïne wat wag vir redding. Ons staan voor u en word stil. Ons staan voor u, o God. Hoe kan ons bid? U wil genadig wees. U wil ons taal en ons lewens vul. Ons bid u om u barmhartigheid, om u genade. Ons bid u om u barmhartigheid en genade en troos vir die wat treur. Die wat treur oor die mens wat gesterf het. Ons dink aan familie Volgens. Ons staan voor u en bid, Here, vir die wat ly is, oor nuwe lewe geskik is. Mag dit onder u seën wees. Ons staan voor u en bid, Here, vir ons gemeente, vir ons land. Ons is bekommerd, Here, oor die verkiesing wat kom. Laat u wil geskied, o Here. Laat nie toe dat die redding wat u alreeds vir ons so baie kere in ons land gegee het, nou vernietig word. Ons staan voor u en ons bid vir ons gemeenskap. Laat ons gemeenskap en ons gemeente teken van u genade, van u liefde wees, hier waar ons is. Ons staan voor u met al ons gebede. Aan u vertrou ons onsself toe. Lei ons, Here, u pad. Laat ons deel wees van u genade en u barmhartigheid, wat u in die wêreld wil uitdra. Aan u alleen kom die lof en die aanbidding en die eer toe, nou en in ewigheid. Amen.
Ons begin die nagmaal deur te sing, skep in my, o God, 'n rein hart. Die Here wees met julle. Verhef tot God julle harte. Laat ons dank betuig aan die Here ons God. Waarlik, waardig, reg, billik, en tot ons heil is dit, Here, dat ons aan U, almagtige Vader, heilige God, dank en eer betuig. Want U het in Christus gekom om die sondes van die wêreld te dra. En hom het U aan ons 'n belofte van U genade en U barmhartigheid gegee en U liefde vir ons gewys. Om hierdie rede loof U, U kerk, hier op aarde en in die hemel. Die skepping, alle magte van die skepping, verenig hulle stemme, die skepping tot U lof, die lofsang sonder einde. Saam bid en sing ons Vader wat woon in die hemel. Ons Vader wat woon in die hemel, heilig sy naam. Laat U ryk kom, U wil gesien, soos in die hemel, so op die aarde. Geef ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons sonde, soos ons vergewe
Ons Here Jesus Christus, in die nag waar hy verraai is, het brood geneem. Dit vir sy disipels dit gebreek en dit vir sy disipels gegee en gesê: "Neem en eet. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot gedagtenis aan my." Net so, na die maaltyd, het hy die beker geneem en dit vir sy disipels gegee en gesê: "Neem en drink hiervan, almal van julle, want hierdie beker is die beker van die nuwe verbond in my bloed, wat vir julle en vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Doen dit, wanneer julle dit drink, tot gedagtenis aan my." Die vrede van die Here wees met julle almal. Kom, want alles is gereed. Smaak en sien, ons God is goed. Hoe doen julle dit? Wil ek brood uit of wyn? Brood. Doen jy ook? Christi Leib für dich gegeben. Neem het lichaam van Christus vir jou gebreek. 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 Christi Leib für dich gegeben. Neem het lichaam van Christus vir jou gebreek. Neem het Christi Leib für dich gegeben. Neem het lichaam van Christus vir jou gebreek. 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 Christi Leib vir dich gegeben.
Christus sê, ek is die brood van die lewe. Wie van my eet, sal nooit sterwe nie. Mag die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus julle versterk in ware geloof tot ewige lewe. Gaan in vrede en dien die Heer met vreugde. Amen. Christi Leib für dich gegeben. Nimm und iss, Christi Leib für dich gegeben. Nimm und iss, Christi Leib für dich gegeben. Nimm und iss, Christi Leib für dich gegeben. Neem en eet, lichaam van Christus vir jou gebreek. Neem en eet, lichaam van Christus vir jou gebreek. Christi Leib für dich gegeben. Neem en eet, lichaam van Christus vir jou gebreek. Neem en eet, lichaam van Christus vir jou gebreek. Neem en eet, Christi Leib vir dich gegeben. Neem en eet, lichaam van Christus vir jou gebreek. Neem en eet, lichaam van Christus vir jou gebreek. Neem en eet, lichaam van Christus vir jou gebreek. Neem en eet, lichaam van Christus vir jou gebreek. Neem en eet, lichaam van Christus vir jou gebreek. Neem en eet, lichaam van Christus vir jou gebreek. Neem en eet, lichaam van Christus vir jou gebreek. Neem en eet, lichaam van Christus vir jou gebreek. Christus sê, ek is die ware wynstok. Wie in my bly en ek in hom, sal baie vrug bring. Mag die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus julle versterk in ware geloof tot ewige lewe. Gaan in vrede en dien die Heer met vreugde. Amen. Nun ist Christi Leib für dich gegeben. Nimm und iss, Christi Leib gegeben. Nimm und iss, Christi Leib für dich gegeben.
Neem die liggaam van Christus jou gebreek. Neem en eet liggaam van Christus vir jou gebreek. Neem en eet liggaam van Christus vir jou gebreek. Niemand ist Christi Leib für dich gegeben. Neem en eet liggaam van Christus vir jou gebreek. Neem en drink, bloed van Christus vir jou uitgestort. Nimm und trink Christi Blut für dich vergossen. Mag die lichaam van ons Here Jesus Christus en sy ware bloed ons versterk in geloof tot ewige lewe. Met vreugde. Amen. Die Here is met julle. Verhef tot julle hart. Laat ons dank betuig aan die Here ons God. Jammer, ek het hier die plek verloor. Loof die Here want hy is goed. Here, ons dank U. U gee U self vir ons. Ons mag hier ons lewe verwelkom. U word deel van ons. U gee U self in liefde in Christus. Ons glo dat U barmhartigheid by ons is. Versterk ons daardeur in ons geloof en laat ons daardeur U liefde ook uitdra in die wêreld. Amen. En nou gaan in die vrede van die Here. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en wees aan jou genadig. Die Here verhef sy aangesig op jou en gee aan jou sy vrede. Amen.